Hallo en welkom terug by die Wiskunde Broers. Voor ons in hierdie tema inspring, gaan ek weer eens 'n uitnodiging in jou rig. En die uitnodiging is hierdie: as daar enige temas is waarmee jy spesifiek sukkel of die leerders in jou klas sukkel met dit, stuur vir ons 'n comment op enige van ons video's en vra dat ons 'n video maak, dan maak ons dit dalk spesiaal net vir jou. Vandag se tema is omtrek en oppervlak. En jy sal sien ek sê daarso in die titel, dis bietjie gevorderd. Ons het ook op ons kanaal 'n omtrek en oppervlak video wat meer inleidend is. Ek sal voorstel, kyk eers die inleidende video en dan kyk jy die gevorderde video. Hierdie gaan pret raak. So, ons begin met 'n klomp formules. Baie van dit is herhaling van die inleidende video. So, ek gaan nie lank tyd spandeer met die formules nie. Jy is meer as welkom, vat 'n screenshot of rewind net die video as jy wil terugkom kyk na 'n formule. Ons kyk vinnig net deur die formules. Die formules wat ons herhaal in hierdie video is die omtrek en oppervlak van 'n sirkel. So, ek gaan net vinnig iets sê oor die afkortings. Vir omtrek sien ons baie keer 'n afkorting C. Dis eintlik Engels, dit staan vir circumference. Ons sien ook soms 'n afkorting wat is P. Ook Engels staan vir perimeter. Maar in Afrikaans kan ons maar net ook skryf OMT is gelyk aan 2 pi radius, enig van die afkortings, wat ook al een jou juffrou gebruik, of jy die meeste van hou, hulle is almal reg. So, daarso sien ons die vergelyking vir die omtrek van 'n sirkel, as ook die oppervlak van 'n sirkel, die area in Engels, so, dis pi radius kwadraat. Vir 'n driehoek het ons gesê die helfte maal die basis, maal die loodregte hoogte. Nou jy sal in die vorige video sien, hoe weet ons wat een is die basis en wat een is die loodregte hoogte. Dit is nogal goed om te weet, definitief. 'n reghoek het ons lengte maal breedte, baie maklik. Ek gaan ietsie vir jou sê oor lengte maal breedte, wat ek eintlik gebruik in baie van my klasse, vir die oppervlak van 'n reghoek. Ek gebruik soms die basis maal die loodregte hoogte. Dis 'n baie weird formule om te gebruik vir 'n reghoek. Maar as ek en my kinders dit so leer, dan later is die parallelogram en die ruit baie maklik om te onthou, want hulle almal se formule is basis maal loodregte hoogte. So dis eintlik waar van die reghoek, die vierkant, die ruit, die parallelogram. Ja, maar daar is die formule en vir sy omtrek, die P onthou perimeter, kry ons 2 maal lengte plus breedte. Vir die vierkant, weer eens kan ons net sê sy maal sy, maar ons kan ook sê basis maal loodregte hoogte. Ons doen nie, is bietjie langer, maar ons kan. En sy omtrek is net 4 maal daai sy. Parallelogram, ag yesterday, nou begin jy 'n patroon sien. Hoe kry ons sy oppervlak? Basis maal loodregte hoogte. En 'n trapesium, hierdie lyk wel absoluut waansinnig. 'n Trapesium se oppervlakte kry ons wanneer ons sê die helfte maal die som van die twee parallelle sye maal die loodregte hoogte. Wanneer ons by die trapesium kom, gaan ek vir jou wys hoekom dit die formule is. Dit is baie interessant as mens baie tyd het. Maar vir nou kan jy memoriseer die helfte van die som van die parallelle sye maal die loodregte hoogte. Belangrike dinge om te onthou, rond altyd af tot 2 desimale. Hulle hoef nie vir jou te vra nie. Jy weet, jy is op skool 2 desimale. Omtrek is in lengte eenhede, so dis altyd net in sentimeter of meter of millimeter, waar oppervlakte is altyd vierkante eenhede. Vierkante sentimeter, vierkante meter, vierkante millimeter. Baie belangrike notas, jy kan rewind en hierdie formules weer deurkyk. Die eerste vorm waarmee ons gaan inspring is die parallelogram. En ons wil sy omtrek en sy oppervlak uitwerk. Nou, gelukkig sê hulle vir ons hierdie is 'n parallelogram, so ons weet, wanneer ons die omtrek wil uitwerk, omtrek, onthou ons kan ook skryf P vir perimeter, dan gaan ons sê wel, hierdie twee sye is ewe lank. Nee, ons kan hulle die breedte noem as jy wil, of die lengte en die breedte, so ons kan basies sê 2 maal die breedte plus 2 maal die lengte, baie soos 'n reghoek, want hierdie twee sye is nou weer ewe lank. In hierdie geval sal dit wees 2 maal die 7 plus 2 maal die 10. En dit geef my 14 plus 20, 34 cm. Omtrek, eintlik heel eenvoudig. Vir die oppervlakte,
A staan vir area. Vir die oppervlakte, kyk ons na die formule weer en ons sien die formule sê, dis die basis maal die loodregte hoogte. Nou belangrik, die basis, nie maal die skynshoogte nie, nee, maal die loodregte hoogte. Dis hoe ek die oppervlak van 'n parallelogram uitwerk. En ons gaan sê dis 10 cm maal 5 cm. 50 watt vierkante centimeter. Glad nie so moeilik nie. Ek moet net die formule ken. Die volgende vorm is die trapesium. Nou onthou ons, hy het 'n verskriklike wilde formule gehad vir sy oppervlak. Kom ons begin eers met die omtrek. Omtrek is gewoonlik so maklik soos plus die 4 sye bymekaar. In hierdie geval 6 plus 3 plus 8 plus 4. En dit gee vir my 21 centimeter. Dis die omtrek. Dit was heel eenvoudig. Vir die oppervlak het die formule gesê, die helfte van die som van die parallelle sye maal die loodregte hoogte. Ek het vir jou beloof, ek sal vir jou wys hoekom. Baie vinnig, kom ek wys vir jou. As ek hierdie trapesium in 2 driehoeke verdeel, kan ek die 2 driehoeke se oppervlaktes apart uitwerk. Kom ons sê driehoek 1. Driehoek 1 sal ek kan uitwerk met basis maal die loodregte hoogte. Driehoek 2, as ons 'n groen pen gebruik, driehoek 2 kan ek uitwerk met sy basis maal sy loodregte hoogte. Nou sien jy, hulle albei het presies dieselfde loodregte hoogte. En hulle 2 basisse is die 2 parallelle sye van die trapesium. So ons het daai formule van 'n driehoek, half basis maal loodregte hoogte, maar ons 2 van hulle dieselfde hoogte en hulle basisse is die parallelle sye. Nou dit kan mens nou baie lekker in diepte ondersoek, maar vir nou kan jy soort van sien waar die formule vandaan kom. Ons gaan sê die helfte van die een parallelle sy plus die ander parallelle sy maal die loodregte hoogte wat 2 is, as jy daar in die gekrap kan sien. En dit sal vir my gee, dis die helfte van 14 maal 2. Die helfte van 14 is 7 maal 2, gee vir my weer 14 wat? Centimeter? Nee, vierkante centimeter. En dis 'n trapesium. Eintlik toe glad nie so moeilik nie, as ek net die formule ken. 'n vleer. Nou die vleer se formule was nie op my formulebladsy nie, so hierso gaan jy moet 'n notaatjie maak. Baie belangrike nota. Ek gaan vir jou skryf op die skerm. Die omtrek gaan ons nog nie eintlik 'n formule voor nodig hê nie. Dis eenvoudig as ek die eienskappe van 'n vleer ken. Ek weet dat hierdie 2 aangrensende sye is gelyk. So daai sy is ook 10. En hierdie 2 aangrensende sye is ook gelyk. So hierdie sy is ook 18. Nou dit gaan vir my sê, daar's 'n 10 sy, nog 'n 10 sy, 'n 18 sy en 'n 18 sy. Nie so moeilik nie. 20 plus 36 is 56 cm omtrek. Vir die oppervlak skryf ons 'n formule neer en hy werk amper soos die trapesium se idee wat ek nou net van gepraat het. Die formule lyk soos hierdie. Ons gaan die 2 hoeklyne met mekaar maal en dan gaan ons deel met 2. Die produk van die hoeklyne gedeel deur 2. Soms skryf ons dit ook as die helfte maal die produk van die hoeklyne. Hoekom gebeur dit? Wel, baie vinnig, dit het weer eens te doen met 2 driehoeke. Ek kan sê die pink driehoek en die groen driehoek. En daai 2 driehoeke het dieselfde basis wat hierdie lang hoeklyn gaan wees en hulle het ook dieselfde loodregte hoogte. Want ons weet daai stukkie en daai stukkie is ewe lank. So weer eens het dit te doen met eintlik die formule vir die oppervlak van 'n driehoek, maar dit werk baie mooi uit as hierdie een groot formule wat jy kan memoriseer. En nou is dit nogal maklik. Ek kan sê wel, die lang hoeklyn, weet ons is 20 cm. Die kort hoeklyn is 8 cm. En as ek hulle maal met mekaar en deel met 2, dan kry ek 20 maal 8 is 160, gedeel deur 2 is 80 vierkante centimeter die oppervlakte van daai vleer. Nou in enige graad 8 of 9 handboek kry ons sulke gevorderde sketses soos hierdie,
Bereken die omtrek en oppervlak van hierdie weird halwe sirkel met 2 ander halwe sirkels uitgesny. Dis eintlik nie so moeilik soos wat dit lyk hierso nie. Ons gaan sê, okay. Eerste dinge eerste. As ek kyk na die groot halwe sirkel wat ek nou so in blou probeer aftrys. Hierdie groot halwe sirkel het 'n radius van 6 cm. Die klein halwe sirkel, as ek die klein halwe sirkel hierso probeer aftrys in pink, hy het 'n radius van, kyk of jy oulik is, wel die helfte van 6, 3 cm. So hulle gee vir my eintlik alles wat ek nodig het. Die 2 klein sirkeltjies is natuurlik identies. So nou kan ek gaan sê, reg, as ek wil omtrek uitwerk. Eers het ons gesê die omtrek van 'n groot blou sirkel sou wees 2 mal pi mal radius. Maar ons het nie 'n groot blou sirkel nie. Ons het 'n halwe blou sirkel. So ons sê mal 'n half. As ek daai formule gebruik, wat werk ek uit? Ek werk hierdie halwe blou sirkel uit. Maar vir omtrek, wat kort ek nog? Ek kort nog daai stukkie en daai stukkie. Hoe sal ek daai 2 stukkies bysit? Wel, dis 2 klein pink sirkeltjies se helfte. Daar's 1 halwe pink sirkel se omtrek en nog 'n halwe pink sirkel se omtrek. Soos jy ouliker gaan raak met hierdie, gaan jy 'n paar kort paaie begin raak sien, maar vir nou, ons het nie kort paaie nodig nie. Kom ons vervang in. Paai kan ons net so in ons sakrekenaar indruk. Baie handboeke gebruik 3,14, maar ons kan paai net so gebruik. Die radius van die groot sirkel was 6. Vir die klein sirkels, 2 mal pi, die radius van die klein sirkel was 3, en daar was 2 van hulle. Ek bou my eie formule, soos wat ek na die skets kyk. Hierdie druk ek net so in my sakrekenaar in. Probeer dit, dan kyk jy vir dieselfde antwoord as ek kry, en ek kry daarso 37,70. As jy sakrekenaar vir jou gesê 12 pi, dis presies dieselfde. Jy druk daai SD knoppie. Dan kry jy 37,70. Jy sal ook sien, ek het mooi afgerond tot 2 desimale. En dit is in sentimeter. Goed en wel, hoe sou ons die oppervlakte van hierdie skets uitwerk? Nou as ek al my gekrap hier so kan uitvee, dan sê ek wel die oppervlakte is mos nou tog hierdie gedeelte wat ek nou so rofweg in geel probeer inkleur. Nou wat is daai geel gedeelte? Wel dit is hierdie halwe sirkel se oppervlak as ek hierdie 2 klein halwe sirkels uitknip. Hoe skryf ons so ietsie? Ons gaan sê wel die oppervlak gaan wees die groot geel halwe sirkel. Hoe werk ons 'n halwe sirkel uit? Pi radius kwadraat se helfte. Ja, die groot geel halwe sirkel minus die klein halwe sirkeltjie minus nog 'n klein halwe sirkeltjie. Ja. En as ek die waardes hier in vervang, sê ons wel die groot sirkel se radius was tog gewees 6 kwadraat. Die klein sirkeltjie se radius was gewees 3 kwadraat en die ander klein sirkeltjie se radius was ook gewees 3 kwadraat. Ons vervang dit in ons sakrekenaars in, kyk of jy die antwoord kan kry en afrond, en is dit dieselfde as myne? Ek kry daarso 28,27 vierkante sentimeter. En dis 'n baie goeie voorbeeld waar ons eie formules moet byplus, uitknip, halwes doen. Jy kan lekker kreatief raak met hierdie. Daar is 'n klomp sulke voorbeelde in jou handboek. Gaan oefen 'n paar. As jy sukkel met een, stuur vir ons 'n vraagie in die comments. Ons help graag waar ons kan. Lekker dag.